Here Jesus, dankie dat ons vanoggend net in aanbidding voor U kan val, Here Jesus. Dankie dat ons U vanoggend kan kom loof en prys. U kom huldig, Here Jesus. Dankie dat ons U kan, Here, net kom eer vanoggend vir U goedheid en U guns, Here Jesus. Here, sal U ons seën vanoggend, Here, sal U ons vanoggend met U Heilige Gees kom omvou vanoggend, sodat ons net U liefde kan ervaar, Here. Maar Here Jesus, bo dit alles, dat ons sal weet, God regeer vanoggend, Here Jesus. Dankie Vader vir elke persoon wat vanoggend hier is. Here, dankie vir elkeen wat vanoggend 'n verwagting het, Here Jesus. Here, seën ons vanoggend. Seën ons met U heerlikheid, met U teenwoordigheid, Here, soos net U kan. Ek bid dit in U naam alleen. Amen. Ja, ek het vanoggend iets spesiaals wat ek met julle wil deel, wat basies aansluit by my oudejaarsboodskap. En ek weet party van julle dalk nog nie my oudejaarsboodskap gehoor nie. Ek sal die video uitstuur, dan moet julle maar luister en dan sal julle verstaan. Maar ek wil van julle vanoggend sê, wie van julle het vanoggend 'n wonderwerk in jou lewe gebring? Ons almal het. Ek dink ons almal het een of ander iets, né? En jy vertrou die Here partykeer vir iets en dit is eintlik net amazing om te sien wat God kan doen as jy hom eintlik heeltemal vertrou. So, my tema van vanoggend, ek wil net baie mooi hoor wat ek sê. Uit die onmoontlike sal ons 'n wonderwerk sien. Uit die onmoontlike sal ons 'n wonderwerk sien. So, my boodskap van vanoggend is dat die onmoontlike kan moontlik word by God. En jy en ek moet dit net vertrou. En weet julle wat, dit was vir my so wys en ek het regtig gestoei met my boodskap vir vandag. En op 'n stadium luister ek die song van Sisi, I Believe For It, is die liedjie se naam. En in die liedjie sing hulle hierdie woorde wat ek my tema is. En ek besef net dat ons is so nodig om net te weet dat God nog steeds vandag die God van die onmoontlike is. Hy is nie die een wat die onmoontlike laat waar word het oor die 2000 jaar terug en voor dit. Selfs vandag, hier waar jy vandag sit, kan God iets, die onmoontlike veel moontlik maak. So jy sit hierso, en jy het vanoggend iets wat jy by God wil los. Antoinette het nou gesê, ja, dit mag 2026 net eintlik so amazing wees, dat ons net en dit gaan oor dat die onmoontlike moontlik word. Dat dit wat jy nie eers gedink het, kan gebeur nie, kan gebeur. Nou, ek weet dat God elke een wat van ons wat hier sit, 'n plan vir het. Ons het 'n droom vir 2026. Ons moet net een ding onthou. Ons het ons eie plan, maar God het 'n beter plan. Okay? So ons moet net so half in sy plan opbeweeg tussen alles wat ons deurgaan, want op die ou einde gaan dit oor wat God se wil vir ons lewe is. So ek wil begin met hierdie Bybelversie vanoggend. Matteus 19 vers 26. Ek het dit uit die NLV of Nuwe Lewende Vertaling gebruik. Daarop het Jesus hulle aandagtig aangekyk en gesê: menslik gesproke is dit onmoontlik, maar by God is alles moontlik. En ek het die NLV gebruik want dit gaan oor die storie van die ryk jong man. Die ryk jong man het na Jesus toe gekom en gesê: Here, hoe kom ek in die hemel? En hy het gesê: jy moet die gebooie onderhou, jy moet lief wees vir God en jy moet nou naaste lief hê. En hy sê maar ek onderhou al die gebooie. So, hy sê okay, nou die groot ding is jy moet alles wat jy het weggee. En hy wil nie dit gehoor het nie. Okay? Want gee gaan weg. Gaan verkoop alles wat jy het en gaan gee vir iemand. En toe sê hy maar op hierdie woorde, daarom Jesus hulle aandagtig aangekyk. So van, regtig, ek sal so lank saam met julle, besef julle nou nog nie, dat God die onmoontlike kan moontlik maak. En dis wat ek volgende keer wil sê, maak nie saak hoe onmoontlik jou situasie miskien vanoggend lyk nie. God kan dit verander. Wat sy toekoms wees? Mag dit wees vir 'n nuwe werk hierdie jaar? Mag dit wees om beter finansies te hê? Mag dit wees om gesondheid beter te hê? Mag dit wees om van 'n of ander aaklige ding wat jy altyd doen, wat noem hulle dit? Die habits, ja, bad habits van ons slaat. Wat ook al is, God kan dit doen. Né? Jy kan dit op jou eie doen. Net God kan dit doen. So ek gaan dit vanoggend so 'n bietjie in die geskiedenis van die Bybel ingaan. So ek gaan nou nie, ons gaan nie Bybel lees nie. Ek gaan vir jou vertel waar elke een van hierdie goed is. Dan wil ek jou nou
jou eerste huiswerk gee vir die nuwe jaar. Okay, so, ek sal dit op die groep opsit, sodat julle nou, vir die wat julle Bybels, ons moet Bybels saambring, okay? So dat ons in die nuwe jaar nou 'n bietjie kan lees. So die eerste ding wat iets onmoontlik waar geword het, was toe Dawid vir Goliat verplat moes slaan. Okay? Jy kan daarvan gelees in 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 vertel ons waar Dawid vir Goliat moes plat slaan, en dit was waar hierdie kort mannetjie, want hy was korter as die normale Dawid, 'n groot reus plat geslaan het. En miskien moet jy jou reus plat slaan vanoggend. Miskien het jy iets wat vanoggend voor jou staan, en jy is veronderstel om 'n stap van geloof te doen, en dit plat te slaan. Nou, ons almal ken die storie van Dawid en Goliat. Dawid het by sy broers gaan kuier, wat besig was om te veg, en Goliat het daar gestaan en die Here gemok en gesê, hier's nie een van julle wat groot genoeg is om my te oorwin nie. En toe sê Dawid, maar hoekom is julle bang vir sy broers en vir Saul wat die koning is? Hy sê, ons God is dan groter as hy. Hy sê, ek sal teen hom gaan veg, ek is nie bang nie. En Saul, die koning, sê vir my, nou trek my klere aan. En hy trek het aan, maar dit is so swaar, en hy kan nie meer dit beweeg nie. Hy sê, nee, dit werk nie vir my nie. Ek het 'n beter plan. Ek gaan net 5 klippies optel, en 'n slingervel vat. En dan gaan ek vir die reus uithaal. Nou, menslik gesproke klink dit net nie reg. En hy vat die klippies, en hy vat sy slingervel, en hy vertel vir die reus, jy weet duidelik nie wie is my God nie, maar my God gaan vir jou vandag wys wie se baas. Jy gaan vandag op jou neus kyk. En Goliat het nie geweet wat hom tref nie. Al wat hy geweet het, ek glo nie sy het geweet hy die aarde getref nie. Want met een knock-out, met een klip toe sy plat. So wat se gees het jy? Wie wil jy plat slaan? Martin, wie wil jy gaan plat slaan? Dit is 'n bietjie my wil plat slaan. Maar jy kan enige iemand gaan plat slaan. God kan nie onmoontlik moontlik maak. Die tweede ding waaroor ek met jou praat, Daniël en die leeuke. Baie bekende goed wat ek vanoggend vir sê. Ons weet almal, Daniël is in die leeuke gekom, het hy geluister het, hy mag nie gebid het nie, hy moes net in die standbeeld aanbid, en hy wou nie die standbeeld aanbid nie, hy het op die ouene gebid, vir God, en jaloerse mense was daar in die omgewing, en jy kry dit ook. Het ons mense wat nie hou van, omdat het met jou goed gaan nie, of met jou beter gaan nie, en op die ouene het Daniël in die leeuke opgeëindig, en toe hy in die leeuke was, moes die leeu hom opgeëet het. Maar die leeu se bekke is gesluit. Miskien het jy nodig dat die Here iemand se mond vir jou stom maak. Die leeu. Jy weet mos, daar is sulke mense in ons lewens wat hulle kan nie goeds van jou sê, hulle wil net negatief oor jou praat, of sleg praat. Dan vra die Here om my monde toe te maak. En as jy dink dit werk, vra my dit werk. Ek het eendag, was my vrou in 'n situasie gewees. En sy was so bombastiese ou wat sy geken het. En hy was lelik met haar. En ek weet nie hoekom nie, ek begin net bid, ek sê, Here, maak sy mond stil. Hy moet niks vandag vir haar kan sê. En guess what? Hy het nie geweet wat om vir haar verder te sê nie. So God kan dit doen. As hy 'n leeu se mond kan toemaak, kan hy mense se mond toemaak. Die derde een. Daniël se 3 vriende in die brandende, amper sy bos, in die brandende oond. Dink by jouself, ons kry iets, 'n oorval, as ons net ons per ongeluk brand met 'n bietjie vuur, of met 'n plaat, of iets. Nou hierdie 3 manne is binne in 'n oond, wat warmer en warmer gemaak is, omdat hulle nie wou luister nie. Die ouens wat buite die oond het doodgebrand, maar hulle daar binne is perfek. So maak nie saak of jy voel, of jy in 'n brandende oond is op die stadium. Jy is okay, as jy God aan jou kant het.
Die 4de ene. Jesus wek vir Lazarus uit die dood uit op. Lazarus was dood. Hy het al 3 dae gereek, die gehaat. Het Jesus gekom en hom uitgewek kom. So jou situasie lyk dalk dood. Jy lyk of daar geen hoop is nie. Maar totdat God nie gepraat het nie, is dit nog nie weg nie. Daar is 'n gesegde, it's not over until the fat lady sings. Nou in hierdie geval is dit, it's not over until Jesus said the final word. Totdat hy nie gepraat het nie, kan jy oortuig wees dat die finale ding nie gaan gebeur nie. Jona wanneer die groot vis gevang is. Nou daai is vir my 'n verskriklike interessante storie. Want eerstens mense is dit onmoontlik dat ek kan dink dat daar enige vis is, buite 'n walvis, okay, maar dan gaan ek plat hê, maar hierdie walvis het hom vir Jona ingesluk, maar hulle sê nie, hulle sê praat van die groot vis, hulle praat van 'n walvis, hulle sê net 'n groot vis, het Jona ingesluk. Jona was binne in die vis gewees, vir 3 dae, het God vir hom gesorg binne in die vis, en hom lewendig gehou. Wat 'n mirakel. En weet julle wat vir my nog die beste ding? Die vis het op die regte tyd verbygekom. Ek weet hoe, Jesus het seker geweet, ek gaan daai visie moet daar wees net op die regte tyd as daai ouens hom afgooi moet. En hy het vir die visie gesê, daar kom jou kos, maar moet niks aan hom doen nie. Imagine. Ek dink party van ons moet al vir 3 dae na vis kom, sodat ons bietjie oor ons sondes kan nadink. Sodat ons kan dink oor waar ons is besig. En dalk net kan rustig raak en kalm raak. En besef wat God kan doen. So dis die groot vis. Die 6de ding is, Petrus wat in die tronk gejas en hy het nog so lekker gelê en slaap tussen die 2 wagte. En die next moment staan daar 'n engel by hom en sê, gaan uit. Die engel, die wagte slaap en hy is uit. Daar gaan hy. Tronk word oopgemaak. Geen wagsleutel oop nie. Jesus sluit oop. Die Rooi See word oopgekloof. Die Rooi See word oopgekloof. Nou in die lewe wil ek sien hoe, dis my grootste hartsbegeerte. Ek wil vir liewe Jesus dat ek daar bo in die hemel kom en vra, Here, jy moet my asseblief wys hoe dit gelyk toe daai water so oopgaan. Want dit kan ek nie, dit is net vir my te groot. En toe die grond nog, dit reën, dan is dit daar, reg? Nou is dit die see, en daar gaan jy deur droë grond, nie? Dit staan in die Bybel, ek maak nie 'n storie, dit was droë grond, so dit gesukkel, hulle het deurgestap op, wow, dis wat God kan doen. Farao is op pad, moenie worry nie, ek gaan hom uitwis. Die Here kan dit doen. Jesus en Petrus loop op die water. Ek lyk hulle moment om is daar. Ek moet elke dag van my lewe op water loop. In die bediening. Weer eens. Gaan probeer gou op die water loop. Kyk hoe ver gaan jy kom. Jy gaan sink. Of jy gaan net dieper en dieper gaan sink eerder so. Maar Jesus laat die onmoontlike waar word en hy loop op die water en Petrus loop op die water. Daar in die diep see wil ek sê. Ons geloof moet so groot wees dat ons kan loop. Elia en die Baalse profete. Elia het eerstens vir hulle vertel, daar gaan nie reën wees vir die volgende 3 jaar nie. En nou sê hy vir hulle, daar moet nou weer reën kom, maar julle moet bid en ek gaan bid. En julle gaan na julle Baalse God aanbid, en geloof my, ek dink dit was vir hom prettig gewees om hulle te aanskou. Hulle bid en jy weet al
het niks. En dan wys hy vir hulle wie God is, deur 'n altaar te bou, kan hy water oor dit uit te gooi, en nog steeds steek God dit aan die brand, en hy verteer alles. Dat is wat God kan doen. Jesus vermeerder die broodjies en die visies. 2 visies, 5 broodjies, 4 en julle meer as 5, net 5000 manne, nou ja, manne eet baie. Ons manne kan nogal wegsit as ons honger is. Nou het hy vir hulle kos gegee, en dan bly nog, nadat hy almal gevoel het, want hulle praat net van die manne, is daar was 5000 manne, nadat hy, sê hy nog, daar was 12 mannetjies oor. Nou nie van die visies nie, maar van die broodjies. Die visies het mooi gesien. Want jy kan nie vis oorlos nie. Maar verstaan jy wat God kan doen? En dis wat ek volgende vir wil sê, weet jy wat, in die begin van 2026 is God die God van die onmoontlike. Maar jy moet dit glo en ek moet dit glo. As ons dit nie glo nie, hoekom dien ons God? Hoekom kom ons kerk toe? Hoekom vertrou ons God? So, my gebed vanoggend of my droom vir ons almal is om in 2026 so naby in ons geloof aan God te kom, sodat ons weet, maak nie saak in wat se situasie ons kom nie, of ons in 'n oond is en of ons in die leeuse werk is en of ons gooi net voor dit, God is in beheer. En hy kan die onmoontlike moontlik maak. God wants to do a miracle in your life. But you need to trust him. Jy moet 'n stap van geloof doen en op die water loop. Jy moet in die leeuse werk inloop. En voorsien dat my God gaan jou mond maak. Maak nie saak wat nie. God sal voorsien. God sal gee. God sê hy sorg vir die volkies daar buite. En hoeveel te meer sal hy nie vir jou sorg wat sy kind is nie. So God is die God van die onmoontlike. Hy kan iets dat gebeur wat nie, geen mens kan dat gebeur nie. Nie is die ou met al sy, die rykste ou in die wêreld met al sy geld, kan enige van hierdie goed doen wat God gedoen het nie. Die rykste ou om 5 broodjies, hy gaan 5000 broodjies koop en 2000 visies koop en 5000 visies om almal te voed. As hy met die leeu gaan, hy gaan iemand betaal om vis hy pak in die leeu, want hy kan te bang wees om aan te gaan. So niks, wat enige iemand het, daar buite, compare to wat God in beheer het, of God in stoor het vir jou nie. Maar ek en jy moet glo met alles wat in ons is. So, ons het hierdie amazing jaar wat ons beplan vir ons gemeente, wat ons glo dat ons nader en nader aan God moet kom. En dis ook wat my begeerte is, dat weet jy wat, ek wil hierdie jaar so, ons moet God so tasbaar in hierdie kerk hê, dat jy moet weet, hy sit net hier so. Jy moet hom voel soos nog nooit van tevore. Jou wonderwerk wat jy vir God wil vertrou. Weet jy wat, jy moet nog nie by die kering kom en die wonderwerk al klaar gebeur het. As jy genesing soek, as jy nog daar, jy stap daarvoor en moet jy soms op plat val en daar raak jy jou aan en hy sê vir jou, jy is gesond. Nou maar. Geen meer pyn nie, geen meer niks nie. As jy kanker het, met die kanker so net weg. En het gaan nie oor ek nie, het gaan nie oor Antoinette nie, het gaan nie oor die John nie, vir Jacob. Enige van julle weet, dit gaan oor dat God se krag en heerlikheid moet werk. Ons het nodig dat mense vandag besef hoe amazing God is en wat hy kan doen. Ons het almal, en ek is net so skuldig soos wat julle is, ons wil God in 'n klein boksie gaan plaas en dink hy kan net sekere dinge, of hy sal dit net vir sekere mense. Weet jy wat? Ons staan, dit was gister die 3de dag van Januarie gewees.
Nou, ek gaan vir julle vertel, God het vir my en vir Antoinette wonderwerk gemaak. Ek gaan nog vir julle vertel wat die wonderwerk is. Want ek dink nie ek en sy verstaan nog wat die wonderwerk is. Maar dit was 'n wonderwerk. So, ja, julle kan moet dink, julle kan wag. Julle sal dit hoor, as jy op die regte tyd sal julle hoor. Nee, my vrou is swak op die pad hoor. Maar is fyn. Net van geval my gewoon het. Ek is net bang om waar jy weet over. Okay, so sê dit. Maar regtig, dit was soos 'n onmoontlike saak wat moontlik geword het. Iets waarvoor ons gesoek het, iets wat ons regtig begeer het. En weet julle wat? God kan dit doen. En so dat jy volgens sê, kom by God uit en hierdie jaar. Soek hom, soek allereers die koninkryk van God hier. En sien wat God kan doen. Weet jy wat, ek en jy kan soos 'n ongelowige Thomas wees. En ons moet eers sien voordat ons glo. Of ons kan glo, al het ons nie gesien nie. En dis wat ek en jy moet wees. Ons moet, weet jy wat, jy moet eintlik in jou eie geestesoog moet jy kan sien hoe God dit bewerkstellig, hoe hy jou die oorwinning gee, hoe hy vir jou 'n nuwe werk gee, hoe hy vir jou gesondheid teruggee, hoe hy jou finansies restoreer, hoe hy enigiets wat jy vanoggend voor vertrou, dit net laat gebeur. But you need to believe it. It's all about our faith. Faith needs to destroy fear. Maar ons is so vrek bang om geloof toe te pas. Ons sal eerder in vrees lewe. Ek weet nie hoekom dat ons dit toe, dat vrees ons so oorweldig. Maar ek wil vanoggend vir iemand in hierdie plek sê, hou op dat vrees jou lewe regeer en laat God jou lewe regeer. Dat al die eer na die Here toe kan kom vir die wonderwerk wat dit gaan gebeur. Weet jy wat is vir my amazing? Ek praat met mense en hulle sê altyd vir my hoe amazing God is, né? En dit is great, ek hoor dit. En dan vertel hulle vir my van, weet jy wat, hulle gaan die moeilike dinge en God staaf hulle. But still we want more, okay? En ek verstaan, ons as mens, ons wil altyd beter hê. Maar miskien moet ons begin fokus op daai wonderwerke wat nou in ons lewe gebeur. Die klein onmoontlikes of goeders, om die groter goed te sien gebeur. Dis is, kom ons vat 'n kind, 'n babatjie. As 'n babatjie nou gebore word, dan drink hulle mos nou eerder melk, moedersmelk of formulemelk, wat ook al, maar hulle drink melk is. En dan word hulle groter, en nader dan gee hulle 'n bietjie meer soos 'n purity of 'n gekapte om seker hoendertjie, wat noem jy dit, groente, een van die groente of vrugte wat jy vir hulle begin gee, en hulle word bietjie sterker. En nader begin hulle vleis eet. Nou my dogtertjie hou van vleis. So nie van die groente idee, maar sy hou van die vleis idee. Maar in elk geval, so weet jy wat, ek en jy moet ook so, ons moet by die klein goedjies begin. Die klein geloofstappies doen, die klein dingetjies aanvaar, die klein goedjies voor dankbaar wees, sodat die groter goeders kan kom. Want eers as ons dit kan besef, as ons die klein dingetjies kan sien gebeur in ons lewe, as ons kan sien hoe God die klein goeders doen en waardeer wat hy vir ons doen in ons klein goedjies, dan kan die groot goeders plaasvind. So ek en jy is eintlik veronderstel om elke dag 'n lewe van dankbaarheid te leef. Maar hoeveel keer dag kla ons? Dis te warm. Dis te koud. Dit reën te veel. Jy's nooit tevrede nie. We need to renew our minds. Ons moet ons denke verander, sodat ons gesien wat God kan doen. Nou net so werk God met jou en my.
Hy kyk waarmee kan hy jou vertrou. Hy kyk of hy jou kan dankie sê vir die klein dingetjies voordat hy jou iets beters gee. Ons almal sê God is amazing, ons loof hom, ons prys hom, ons gaan aan. En dan wanneer enige eerste uitdaging op ons pad kom, dan wankel ons, dan kom die vrees. En ons laat vrees, en ek weet nie hoekom nie, ons laat vrees ons brein heeltemal blank maak, myne word blank, ek weet nie van julle sê, myne stroom net uit, daar is net niks. As my vrou vir my iets vra, dan sê ek, niks, ek weet niks. Dan word sy so kwaad vir my, maar ek kan nie, daar is niks, ek weet nie, daar is net niks. Dan sê ons 'n man gaan in sy nothing box, so dan gaan ek seker maar my nothing dat daar niks is om en toe. Ek weet nie. En ons moet nie daar wees nie, ons moet eintlik, weet jy wat, net begin die Here loof en die Here prys en eer en hulde bring en dank vir wat hy doen, want hy is so amazing en hy is so groot God. So mag jy in die begin van 2026 besluit dat jy die Here hierdie jaar met oorgawe gaan dien, soos ek nou die dag gesê het, jy gaan met alles doen wat jy doen, gaan jy ekstra effort insit, sodat jy net die beste kan gee vir God. God het die beste vir jou gegee, so hoe kan jy nie die beste vir hom teruggee? 5 changes lives. Maar ek en jy moet eers ons geloof in werking sit, in aksie oorsit, sodat dit kan werk. Jy kan nie op jou 9de rugwervel sit en verwag iets om te gebeur nie. God werk saam met jou, hy sal nie teen jou werk nie. Het jy nou gesien as hy dinge met my lewe verkeerd doen? En dan wie blameer jy? God. Dis ons sy skuld dat alles skeef loop. Maar dis eintlik jou oor wat sit waar hulle die wurm. 2 ore om te hoor en 1 om te praat. Van my. 2 om te luister en te praat. So ons moet eers mooi luister en dan praat. Ons praat eers en dan luister ons. Jou wonderwerk wat jy vanoggend vir God vra. Hoeveel vertroue het jy vir dit? Hoe glo jy volgend? Vertrou jy hom soos 'n babietjie? Vertrou jy hom soos 'n tiener? Of vertrou jy hom met oorgawe? It's your choice. Jy kies vandag God of die wêreld eintlik. In 2026 sien ek waar God mense se lewens kan drasties verander en ek regtig glo in my hart dat hy wonderwerk op wonderwerk gaan gebeur in jou lewe. Maar dit gaan alles gaan oor hoe naby jy aan God beweeg. Hoeveel tyd jy saam met God spandeer. Wat vir jou belangrik gaan wees. God of die wêreld. Ongelowige Thomas moes Jesus sien. Hy moes sy vinger in sy wond druk om te glo. Ek en jy glo in 'n God wat die onmoontlike kan doen, maar ons kan hom nie sien. So hoeveel meer bevoorreg is ons eintlik? En ek wil vir jou sê, weet jy wat? Miskien moet jy begin om jou geestelike doelwitte vir die jaar te gaan neerskryf. Wat wil jy bereik in hierdie jaar?
Waar wil jy in jou verhouding staan aan die einde van die jaar? En gaan meet jouself dan daar aan die einde van die jaar. God se almag en grootheid is soveel meer as wat ek en jy besef. Ek sit baie keer en ek kyk hoe ander, ek wil nou sê, die megakerke in oorsee, dan sien jy hulle praise en worship en die Here dien en bid. En daai mense kom Suid-Afrika toe om ons nou te kom beïndruk en te kom sing vir ons en ons gaan na hulle shows toe en alles. Maar wat het hulle anders as ons? Niks. Want hulle dieselfde God, hulle dien dieselfde God. Dis die oortuiging waarmee ons dit doen. Dis wat jy sien kan gebeur. So God het 'n plan vir elkeen van ons hierso. En God wil iets in jou lewe verander. But you need to trust. Net soos al 10 daai mense wat ek julle van vertel het hierso. God vertrou het dat die onmoontlike moontlik kan word. So moet ek en jy vanoggend vertrou. Die woord van God sê jy die nodig die geloof van 'n mosterdsaadjie, sodat God die onmoontlike kan laat gebeur. En dit is klein. Ons het baie keer nie eens daai geloof nie. Dis is jy bid, jy gaan bid in 'n kamer en jy begin bid en jy vra die Here vir wonderwerk, sê nou maar. En as jy uit die kamer uitgestap het, dan begin jy al 'n plan maak, net vir in geval die wonderwerk nie gebeur. It doesn't look like that. Because then we don't trust. En dan is daar nog een klein ander tegniese probleempie wat ons het, waarvan ons nou nie wil hoor nie. Daar is tyd, God se tyd. Jy weet ons, ek bid, ek glo dit moet nou gebeur. Dan sê God, nee, nie nou nie, nee, as ek dit nou maar so kan sê. So ons moet geduldig wees. Maar moenie bid vir geduld, want dan word jy baie getoets op geduld. Jy vra net, kalmte en rustigheid. My vrou, ek moet julle hier vertel, my vrou gaan my skiet. Ek het vir gesê, miskien moet ek oor geduld preek, toe sê sy my al kom ek nie kerk toe. Dit was nou na die kalenderdrama wat ons gehad het, by the way. Toe sê sy my dat sy nie kerk toe kom nie. Sy bly by die huis, en sy wil nie meer dat ek 'n botto met haar nie. So maar verstaan jy, ons moet daai geloof hê dat iets sal gebeur. En nie planne maak van ons eie om te sien dat dit nie gaan gebeur. So, wie het 'n wonderwerk nodig? As hy awesome. Vertrou God hierdie jaar. Gaan assosieer jou met iemand in die Bybel wat geloof gehad het. En dan gaan lees jy daai persoon se storie en maak dit jou eie vir hierdie jaar. En nou kom ek dit sê. Gaan wees 'n Dawid wat 'n Goliat plaatsmaak. Gaan wees 'n Moses wat voor die Rooi See kom en hy begin loop. Wees een van die manne wat in die brandende vuur was en nie gebrand het nie. Maar wees iemand wat in God glo en hom met oorgawe dien hierdie jaar en kyk wat gebeur. Because God wants to do a miracle in your life. God wants to change your life.
that we need to believe it. Ons kan nie met God speel. Dit moet jy een ding weet, dat jy baie mooi moet verstaan. Jy kan nie met God speel nie, jy kan nie vir hom vertel, Here, en nog meer moet nie jou terms and conditions gaan insê nie. It doesn't work like that. Vandag gaan jy dalk ekstra lank wag. Vertrou God. En weet jy wat? Vertrou hom in die klein goed en in die groot goed. En God sal plan maak. God sal deur oopmaak. Ons gaan nou 21 dae challenge doen binnekort. Ek is so excited oor dit. Ek kan nie wag dat ons moet begin met dit. Maar weet jy wat? As jy dit doen, wanneer jy besig is met dit, moet jy dit met soveel oorgawe doen, jy net glo dat God iets, ek beloof, jy gaan in onmis staan, as ek die einde van die jaar, gaan ons wat noem hulle dit, getuienis aandoen, dan gaan julle, ons gaan nie genoeg, dit gaan vir dae aan ingaan, maar dan moet ons glo, oor wat God gedoen het. Amen. Kom ons sit net so met ons aan. Hemelse Vader, wat 'n voorreg is dit om U te ken vanoggend. Here, wat 'n voorreg is dit om te weet dat U die God van die onmoontlike is. Here, ek bid vanoggend vir elke persoon wat hier sit, wat vanoggend, Here, sê, ek het een of ander wonderwerk in my lewe nodig. Here, ek bid vanoggend dat U in hierdie jaar daai wonderwerk sal laat geskied, Here. Here, let your will be done, Lord Jesus Christ. Here, ek bid dat U ons geloof sal laat oorloop in hierdie jaar. Here Jesus, dat dit soos 'n fontein van water sal wees wat nie kan gestop word nie. Dat ons geloof nie sal aanhou en aanhou en aanhou, Here, dat ons sal sterk staan op die woord van God, Here. Dat ons sal weet, Here Jesus, dit maak nie saak wat nie. Here, U is met ons, U is by ons, U sal ons nie in die steek laat nie, U sal ons dra deur elke situasie, Here Jesus. Here Jesus, ek kom vandag, Here, en ek bid, Here, dat die onmoontlike by elke persoon sal moontlik word, Here. Dat elke persoon sal weet, Here, dat God leef en God regeer, Here. En Here, gee ons die boldness om in hierdie jaar te verkondig van elke wonderwerk wat in ons lewe gebeur, Here, waar U dit oor, Here, vir ons bewerkstellig het, Here Jesus. Here Jesus, dankie vir al die vrede wat U vir ons gee, al die blydskap wat U gaan gee. Ek kom net vanoggend, Here, en ek bid, Here, dat U ons sal seën. Here, help ons om nie soos 'n ongelowige Thomas te wees nie, Here Jesus. Maar Here, dat ons sal glo, al kan ons nie sien, Here Jesus. Here, help ons in ons geestesoë om te sien wat U wil hê ons moet sien, Here Jesus. Here Jesus, dankie dat U die God van wonders is, van tekens is, Here. Dankie dat ons weet, Here, ons dien 'n groot en amazing God, Here. Here, kom net en ek dra ons almal aan U op, Here. Here, ek spreek vanoggend 'n seën oor elke persoon, Here. Dat hulle ingange en hulle uitgange geseën sal word, Here. Dat as hulle in die stad is, sal hulle geseën wees, as hulle in die veld is, sal hulle geseën wees. Here, as hulle kinders by die skool is, sal hulle geseën wees, as hulle by die huise is hulle geseën. Here, as ons by ons werke is, sal ons geseën wees, Here, by die huise sal ons geseën wees, Jesus. Dankie, Here, vir elke oorwinning. Here, dankie vir dankbaarheid wat ons vanoggend kan hê. Here, dankie dat ons vanoggend kon opstaan en hier kan wees, Jesus. Papa, Vader, seën nou elke persoon verder. Bless hulle. En Here, dankie vir die amazing mense wat voor my sit, wat ek weet U meer 'n plan vir hierdie jaar, Here. Seën hulle, lei hulle, bewaar hulle, beskerm hulle en hou hulle veilig, Here. Ek bid dit in U groot naam.